Goeiemôre. Sy bietjie ver, Peer. Kan julle my hoor? Goeiemôre. Familie, vriende van Tannie Annelie. Dis ook 'n hartseer dag. Maar dis ook 'n dag wat ons al lewe kom vier. Ons dink terug aan die mens wat sy was, wat sy vir ons beteken het. Val die gesin hier voor. En dan kom sê ons ook totsiens. Of tot weersiens. Ons weet dis nie die einde nie. Vir haar 'n nuwe begin. Maar vir ons wat agterbly is dit nog swaar. Vir ons is dit nie lekker nie. So kom ons vind ook op 'n manier in hierdie moeilike tyd ook bietjie rus en vrede in die woorde van die skrif so saamgesit wat sê kom rus by my. Ek is die brood van die lewe wat jou diepste honger stil. Kom rus by my, ek is die lig vir die wêreld wat die donkerte en gedagtes verdryf. Kom rus by my, ek is 'n deur na 'n diep, oorvloedige innerlike lewe. Kom rus by my, ek is die goeie herder wat jou ken, wat jou omhels en my lewe vir jou aflê. Kom rus by my, ek is die opstanding in die lewe wat jou nou nuut wil maak en jou wil laat opstaan uit jou moedeloosheid. Kom rus by my, ek is die weg, die waarheid en die lewe wat jou na die Vader se hart neem sodat jy in hom kan rus. Kom rus by my, ek is die wingerdstok waarin jy ewig geplant is om vrugte van liefde te dra. Geliefdes, vriende, Tannie Annelie, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid ook saam. Here, vanoggend hier te midde van 'n hartseer, te midde van swaar. Here, wil ons soos Job U nog steeds loof en prys. Here, weet ons nog steeds U is in beheer. U is die groot God wat ons ken, wat ons omhels. Een wat saam met ons huil. Een wat ook in opstand was teen die dood. Wat ook by die graf van 'n vriend gehuil het. En Here, ek wil kom vra dat U elkeen van hierdie mense vanoggend hier styf vas sal hou. Dat U groot vertrooster, die Heilige Gees sal stuur om by hulle te wees. Here, ons weer bewus sal maak van die feit dat die wat in U glo lewe en nie sal sterf nie. Here, dankie dat ons kan weet U is ook hier. Bring U vanoggend vir ons ook die vertroosting. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Skus, ek het nou ek het nou net gewonder waar het ek die blaadjie neergesit. Kom ons sit so en dan sing ons ook 'n lied saam, lied 464 vers 1 en 2. Ek dink die dood is sekerlik een van die moeilikste dinge in hierdie lewe. Verlede week het ons Paasfees gevier. Jesus wat aan mense oorgelewer is. Jesus wat swaar gekry het. Wat die grootste pyn en die grootste lyding heel moontlik van alle tye ervaar het. Of nie moontlik nie, verseker. Wat gesterf het. Maar wat 3 dae later opgestaan het. En daarom vir ons kom sê het, ek is die opstanding in die lewe. Die wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Want as ons
nou maar net hierdie paar jaar hier op aarde gehad het, dan moes ons lewens dalk anders gelyk het. Waar vind mens dan sin? Is daar dan enigstens sin aan hierdie lewe? Ek dink dis nogal iets waaroor mens wonder in tye soos die. Waar mens iemand vir wie jy lief is, iemand vir wie jy omgee, aan die dood moet afstaan. En ek dink in hierdie tye is dit ons geloof wat ons baie keer staande hou. Die ding wat maak dat ons nie soos ander mense treur nie. Ons is steeds hartseer. Steeds gebroken. Maar ons weet daar lê iets beters vir ons ook voor. Omdat Christus gesterf het. Omdat sy liefde vir ons so groot was. En daarom kan hy ook volgens sê, maar ek verstaan. Ek verstaan julle pyn. Ek verstaan die seer. Maar dis juis hoekom ek gekom het. Sodat julle vir ewig kan lewe. So ek dink ons geloof maak 'n groot verskil. Bertrand Russell, een van die groot ateïste, het gesê, die dag as swaar kry uit hierdie lewe verdwyn. As oorloë en siektes en pyn en al daai dinge, as dit weg is, dan gaan daar nie meer 'n nut wees vir God nie. Dan sal God verdwyn. Dan sal godsdiens verdwyn. Dis maar juis omdat mense swaar kry, dat ons aan God vashou. In die boek Job lees ons nou net weer mooi die teenoorgestelde. Die duiwel wat by God kom en sê, maar Job glo omdat dit goed gaan met hom. Vat bietjie alles weg, maak dit bietjie swaar. Kyk of hy nog glo. Geloof maak dat daar sin kom in hierdie lewe. En een van hierdie dinge wat ons dan glo is, dat God liefde is. Dat God omgee. Soveel so dat hy wat magtig is, hy wat groot is, hy wat nooit pyn hoef te ervaar nie, hy wat in sy wese tevrede is met homself, wat niemand anders nodig het nie, aarde toe gekom het om te sterf. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. So as mens dan wonder oor die sin van die lewe, is daar 'n nut. Dan kan ons sê die rede hoekom ons vanoggend hier is, hoekom ons gekom het om afskeid te neem, hoekom ons gekom het om te groet, is omdat daar liefde was. As daar niemand was wat vir Tannie Annelie lief was nie, dan was ons nie vanoggend hier nie. As dit nie vir liefde was nie, was ons nie hartseer nie. As dit nie vir liefde was nie, dan kan ons sê die lewe is nutteloos. Daar's geen sin aan die lewe nie. Kere wat van tevore het ek verwys na die langste studie in menslike geskiedenis by Harvard, gaan nie weer nie. Maar wat sê al wat saak maak, na 80 jaar se wetenskaplike studie het hulle gesê, die enigste ding wat mense gelukkig maak is verhoudings. Dit is net verhoudings. En as ons dan wonder of daar iets is wat nooit vergaan nie. Hierdie gebou gaan vergaan, alles wat ons sien gaan vergaan. Ons weet elkeen van ons gaan ook doodgaan. Niemand spring die dood vry nie. Kyk so rukkie terug weer 'n onderhoud tussen twee ouens en hulle praat oor die fliek Braveheart en hulle praat oor een sinnetjie in die fliek wat sê every man dies but not everyone really lives. Nie almal leef regtig nie. Almal gaan dood. Nie almal leef nie. Wat is die ding wat die verskil maak?
Waar kom werklike leef in? So ek dink, as mens met hierdie hartseer gekonfronteer word, is een van die beste dele wat ons kan lees, sekerlik die belangrikste een, die woorde van 1 Korintiërs 13, wat sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense of engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, al ken ek al die geheimenisse, al besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baar dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En ek dink sekerlik een van die belangrikste versies, die volgende een, wat sê die liefde vergaan nooit nie. Die liefde vergaan nooit nie. Alle ander dinge gaan vergaan, maar die liefde bly. Maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. En dis waar Tannie Annelie ook nou is, in daai plek waar sy alles sien vir wat dit werklik is. 'n Plek van volledige liefde. Geen pyn, geen seer, geen dokters. Net volledige liefde. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die heel grootste, die grootste hiervan, is die liefde. So ons wat agterbly, ons wat hier is, omdat ons lief gehad het. Wat kan ons verder gaan doen in hierdie lewe? Wat bly vir ons oor? Tannie Annelie wat nou ten volle ken. Ek glo as sy met my beperkte aardse kennis, sou ek sê as sy vandag 'n boodskap hier kon kom gee. Sy een laaste ding kom sê, sou dit gaan wees lief. Gee om vir mekaar. Sorg vir mekaar. Sorg dat daar soveel liefde as moontlik is. Want ons God is liefde. Hy bewys nie nou en dan liefde nie, hy is liefde. Sy wese is hy liefde. Niks anders is belangrik nie. Niks anders bly behoue nie. En ek dink as mens daar in Filippense gaan lees,
Net gou daar uitkom. Skus. Of laat ek nou nie sukkel nie, ek ken die versie. Paulus praat met die Filippyne of die mense van Filippe en dan sê hy, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Hy sê julle liefde moet meer word, sodat julle sal sien wat regtig saak maak, sodat julle sal weet wat die dinge is waaroor ons bekommerd moet wees in hierdie lewe. Wat maak regtig saak? Hierdie klein dingetjies wat ons baie keer so met mekaar oor beklei, hierdie onbenullighede, hierdie klein dingetjies. Baie keer hou ons net besig met nonsens. En dan as die persoon weg is, dan dink ons, was dit nou regtig nodig? Daai dinge waar oor ons soveel risie gemaak het in die verlede. Het dit regtig saak gemaak. Ook bid ek dat julle liefde toeneem, sodat julle kan onderskei waarop dit werklik aankom. Wat is dit wat saak maak? Net die liefde. Dit beteken nie, daar gaan nooit konflik wees nie. Met die kliniese verhoudingsterapie wat ek doen, sê ons altyd, jy moet konflik hê. Dis hoe ons groei en heel word. Maar hoekom is dit? As iemand swaar kry, verkeerde dinge doen en jy probeer help en daar's konflik, dan is dit juis omdat jy wil help. Dis nie uit eie belang laat ons dit doen nie. Met my eerste preek hierso het ek 2 verhaaltjies vertel en verskoon my as julle dit al gehoor het, maar dis ietsie wat nogal hierdie hele punt baie mooi deurbring. So ek gaan hulle weer vertel. Net om te wys hoe ons kan gaan leef. Hoe ons kan onderskei wat regtig saak maak. Die een was van 'n pa en 'n seun. Nou die pa en die seun het nie baie lekker oor die weg gekom nie. Sy hoërskoolseun, hy was so 18 jaar oud. En die pa en hierdie seun het maar konflik gehad. Hulle het nie lekker langs dieselfde vuur gesit nie. Hulle het maar pa het nie baie van die seun se vriende gehou nie. En hierdie seun kom eendag by die pa en hy sê, pa, ek wil graag die kar leen. Ek en my vriende wil 'n bietjie uitgaan Vrydag aand. Nou wil die pa nie onredelik wees nie, maar hy wil nie regtig die kar vir die kind leen nie. En hy sê, oké, jy kan hom leen, maar jy's terug teen 9 uur. En vir 'n 18-jarige seun wat bietjie wil uitgaan op 'n Vrydag aand, is 9 uur maar vroeg. Maar hy sê is reg, pa. Vrydag aand het gekom en hy's uit by die deur. En toe begin die werklike konflik in hierdie pa. Toe begin hy by homself dink aan alles wat hierdie kind verkeerd doen. Hierdie vriende van hom waarvan hy nie hou nie. Hy het daar in die huis op en af gestap en hierdie goeters het heeltyd deur sy kop gemaak. Tot op 'n stadium wat hy besluit het, tot hier toe en nie verder nie, nooit weer leen ek hierdie kar vir die kind nie. En hy het net by homself besluit, hoor hy, bande wat in die opramp stop, skree bietjie. Kyk op sy horlosie en is 59 minute oor 8, sy kind het dit gemaak. En ongelukkig was die liefde in hierdie pa sy hart nie op daai stadium die belangrikste ding nie. Daar's iets wat hy meer wou hê. Iets wat van die grootste seer in hierdie wêreld veroorsaak. En dis die feit dat ons baie keer reg wil wees. Ons dink dis 'n goeie ding om reg te wees. So hy het redes gesoek hoekom hierdie kind van hom sleg is en die kind het hom ontneem. En hierdie kind kom in en hy sê ek het dit gemaak, pa. Nou is daar nog 'n paar maniere wat hierdie pa die kind kon terugkry. Hy kon sê hoekom het die bande so geskree toe hy stop? Het jy kar vol petrol gemaak? Jy het seker gejaag om hier te kom. Maar hy kies 'n 4D en hy sê vir hierdie kind ook maar net.
Ook maar net. En iets wat 'n mooi en opbouende en 'n heelmaak oomblik in hierdie pa en seun se lewe kon wees is verby. Daai pa kon daar gesê het, mooi my kind. Ek is so trots op jou. Ek is so bly jy het dit gemaak. Ek sien ek kan jou vertrou. Maar dis nie wat die pa kies nie en die kind loop kop onderste bo kamer toe. Dink teen by homself, wat maak dit saak? So 'n ander storie ook van 'n pa en 'n seun, hulle het daar in die Rocky Mountains gebly. Die pa was 'n veldwagter daar, pragtige plekkie daar op 'n berg, met die ofruim wat so afloop tot by 'n tee en dan hierdie kloof met die riviertjie wat daar onder loop. En hierdie kind het ook gevra, pa, kan ek die kar leen? Maar wat gebeur het voor dit is, hulle het hierdie ou, dit was in 1952, en hulle het een van hierdie ou trokkies gery, met die ronde ligte. Vir jare het hulle hierdie trokkie gery. Tot hulle eendag genoeg geld gespaar het om 'n splinternuwe 1952 Plymouth te kan koop. Ja, en hulle was trots op hierdie kar, en hulle was bly oor hierdie kar. Ek dink hulle het om 'n week gehad, toe kom die seun by die pa en sê, pa, kan ek die kar leen? Ek het 'n date. Pa was 'n streng man, hy het gesê, ja, jy was verantwoordelik met die trokkie, jy kan met die kar leen. Tyd vir sy date het gekom en hy het die kar uit die garage uitgetrek om omgedraai en hy het gesien daar is die petrol in nie. Hy hardloop in die huis en hy kry sy pa waar hy sit en koerant lees. En hy sê, pa, daar is nie petrol in die kar nie, en sy pa het 'n paar $1 uit sy sak uitgehaal en gesê, daar's hy. Toe hy buite kom, toe is die kar weg. En hy dink, het ek hom in rad gesit, het ek die handrem opgetrek en hy hardloop en hy kyk, en hy kom daar by die kloof en hy kyk en daar onder lê die kar. Net 'n stukkie yster. En hy stap in die huis en hy weet nie mooi hoe hy dit gaan hanteer nie en hy kom by sy pa en hy sê, pa, die kar is in die rivier, pa. Sy pa het die koerant so laat sak en gesê, wel my kind, dan sê jy my die trokkie moet vat. En die kind het so 'n paar kilos gery en hy het langs die pad gaan staan en hy het gedink, en hy het begin huil, droewig. En hy het gedink, ek is so dankbaar vir my pa, want op hierdie slegste dag van my lewe, in plaas van dinge slegter maak, het my pa dit beter gemaak. My pa gee meer om vir my as vir hierdie kar. Hierdie pa het iets van liefde verstaan. Van die dinge wat nie vergaan nie. Karre, huise, geld, roem, mag, alles vergaan. Maar die liefde bly vir altyd. En daar's niks wat dit kan breek nie. Nie die dood nie. Nie mense se opinies nie. Die liefde vergaan nooit nie. En daarom sal ons ook die mooi dinge van Tannie Annelie in ons harte saamvat. Ons sal die dinge wat sy vir ons gedoen het, onthou. En ons weet, ons gaan haar weer sien. Hierdie wêreld, hierdie lewe is maar 'n spikkeltjie op die lyn, aaneenlopende lyn, wat vir ewig aanhou. Hierdie lewe is kort. Almal sterf. Maar die wat in Christus glo en die wat aan hom vashou, bly vir ewig leef. En die ding is, op ons eie het ons nie liefde nie. Dis net God. God wat liefde is, wat die liefde in ons kom plant. Wat maak dat ons hartseer is. As iemand nie meer daar is nie. Ek het een keer 'n begrafnis gehou. En nie die mense geken nie. En vir die sussie gevra, vertel my net so 'n bietjie van jou boetie wat oorlede is. En haar woorde was, hy was maar 'n ou skelm gewees. Ons is eintlik bly hy's dood.
En ek het gedink, mag hulle nooit dit oor my sê nie. Mag daar genoeg liefde wees, dat mense nie bly hoef te wees, ek is weg nie. En ek weet dit so met Annelie. Dra altyd die mooi saam met julle. Dink aan die mooi. En weet, julle sal daar wees. Kom ons bid saam. Here, dis nie vir ons lekker om afskeid te neem nie. Maar Here, dankie dat ons weet, tot in ewigheid sal ons by mekaar wees. Hierdie tydjie wat ons mekaar mis, is nie eers 'n millisekonde in die tyd van die ewigheid. Here, dankie vir die lewe van Tannie Annelie, dankie vir die mens wat sy was. Dankie dat ons haar lewe kan vier. Dankie dat ons bly kan wees, sy het geleef. Here, en ons wou dit nie anders hê nie. En Here, ons wat agterbly, help dat ons ook vir mekaar lief sal wees, dat ons meer en meer liefde sal leef. Dat die liefde in ons sal groei. Dat die liefde al hoe meer sal toeneem. Here, U is die een wat reg is. U is die een in beheer. En ons loof en ons prys U. Amen. Ek gaan dan vir Jenes 'n kans gee, of ek lees net vir ons gou die afskeidsbrief. Na elke nag is daar 'n dagbreek, na winter lenteprag. En oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde Annelie gaan ons net vir 'n wyle vooruit. Uit 'n tydelike wêreld na 'n ewige heerlikheid. Waar daar geen skeiding meer sal wees nie en waar tyd nie gemeet kan word nie. Waar daar geen sorge of kwellings kom nie en waar niemand meer trane stort nie. Ons weet dat sy nou veilig rus by ons hemelse Vader, wat sy geken het en bely het met haar hart en lewensvreugde. Ek gaan dan vir Jenes 'n kansie gee. Hoe groet mens jou ma? Met 'n hart wat gebreek is, met woorde wat nie genoeg is nie, met leemte wat niemand kan vul nie. En die vraag bly altyd, hoekom? Sy was nog jonk, sy het nog soveel liefde gehad om te gee. My ma was 'n besondere mens, uitgesproke, vol lewe en 'n ware vegter. Sy was 'n regte go-getter wat nooit opgegee het nie. Selfs tot op die einde het sy beklei met krag en met hoop. Sy het die lewe met oop arms aangegryp. Sy was altyd daar met 'n glimlag, 'n lag en sommer 'n grappie of twee om ander se harte ligter te maak. Dis hoe ons haar sal onthou. Dis nie maklik om te verstaan nie, dis nie maklik om te aanvaar nie. Maar ons glo dat die Here haar kom haal het na 'n plek van vrede en 'n plek sonder pyn. Aan al die vriende wat saam met ons in 12 Steenbok groot geword het, julle het vir haar soveel vreugde gebring. Sy het elke oomblik saam met julle geniet en julle het haar hart warm gemaak. Ma's nou in die hemel en dan breek dit ons harte. Troos ons onsself met die wete dat ons haar eendag weer sal sien. Tot daardie dag sal ons haar elke dag mis. Ons sal haar stem mis, haar lag, haar liefde.
Ons is lief vir jou, ma, nou en vir altyd. Ek gaan sommer die bedankings nou ook doen. Okay, eerstens wil ek net dankie sê aan Dominee Rademeier wat die diens ons met soveel deernis gelei het. Dankie Bersig Kerk vir julle hulp en ondersteuning, as ook vir Peer vir die klank en die opname van die diens. Dankie aan die Miller familie en Sassel vir die verversings wat voorsien is. Dankie aan ouma Charlotte vir die pragtige blomrangskikking. Dankie aan Dr. De Beer en Dr. van der Walt vir julle sorg en bystand met my ma se operasie. Dankie aan al ons familie en vriende vir julle liefde, ondersteuning en boodskappe in hierdie baie moeilike tyd. Ander mense wat betrokke was, wat ek dalk uitgelaat het, dankie aan julle ook. Ontvang dan nou ook die seën en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die groot liefde van God ons Vader en die vertroostende werk van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen. Daar is ook verversings waar julle ook dan bietjie saam kan kuier. Sterkte vir elkeen van julle. Daar's nog een lied, skus. Kom ons, voor ons uitstap, kom ons sing nog 'n lied saam. Lied 602, vers 1, 3 en 5.